Goeiemôre aan almal van julle, dis Vrydag die 13de. Ja, Vrydag die 13de, party van julle moet nie spookstories glo nie, né? Miskien dit kan dalk die beste dag van jou lewe wees. So moenie allerlei snaakse dinge glo nie. God is in elke dag aan. Hy is nie in bygelowe nie. Daar's net een geloof en dis die ware geloof en dis Jesus Christus. So ja, Vrydag die 13de. Ek wil op Vrydag die 13de met julle praat oor 'n baie interessante mooi deel. En ek wil, as ek hierdie deel gaan kyk en ek gaan sien hom, dan sien ek hoe God regtig bewus is van mense se lewens. Hoe God absoluut weet wat jy lees, hy weet waar jy staan, hy ken jou benoudheid, hy ken jou vrese, hy ken jou verwardheid, hy ken jou hopeloosheid, hy ken jou. Partykeer het jy voel, jy weet nie wat om te dink nie. Nou, ek gaan vir jou lees vanmôre, en dit is 'n baie interessante deel, so bear with me, soos die Engelse sal sê, so vir 'n minuut. Ek gaan vir jou lees uit Handelinge 8 vers 26 uit. Is jy met my? Handelinge 8 vers 26. En 'n engel van die Here het met Filippus gepraat. Hoor 'n bietjie mooi. Die engel van die Here was niks anders as die Here se boodskapper nie. Engel van die Here praat met Filippus. En hy sê Filippus, ek wil hê jy moet iets gaan doen. Right. 'n Engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op, gaan na die suide, op pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Dis 'n eensame pad. Het jy geweet dat die Here weet van eensame paaie? Die engel van die Here sê vir hom, staan op, gaan na die suide, op die pad wat afloop na Jerusalem, na Gaza. Dis 'n baie eensame pad. Daar's nie baie mense daar nie. Toe het hy opgegaan en opgestaan, en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar van Kandase, 'n koningin, die koningin van die Ethiopiërs wat oor al haar skatte was, en na Jerusalem toe gekom het om te kan aanbid. Hier's 'n man van Ethiopië, hy was by die tempel, hy het kom bid. Baie belangrike man met 'n groot portefeulje. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Hier lees hy. Jesaja, hierdie ou, hierdie man van Ethiopië, hy lees Jesaja. Is julle met my? Right. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daai wa. Gaan soontoe. Gaan praat met daai ou. Gaan bly by daai wa. En Filippus het daarheen gehardloop, en interessant, gehardloop. Let wel, nie geloop nie, hy het gehardloop. En hom die profeet Jesaja hoor lees, en hy sê, verstaan jy wel wat jy lees? Meneer, goeiemôre, ek hoor, jy lees van Jesaja, weet jy wat aangaan daar? En hy antwoord, hoe kan ek tog as niemand by die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim op die wa en by hom te kom sit. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is vir die een waarvan hy skeer, so maak hy sy mond nie oop nie, in die vernedering in sy oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskrywe, want sy eie lewe word op die aarde weggeneem. Hier lees hierdie vreemdeling in Jesaja van Jesus. Nou, Jesaja was lank voor Jesus, en hy het Jesus geprofeteer. En die hofdienaar antwoord hom, en sê vir Filippus, ek bid u, van wie sê die profeet dit, van homself of van iemand anders? En Filippus het sy mond geopen, en van hierdie skrif af begin, en die evangelie van Jesus aan hierdie man verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water, en die hofdienaar sê vir hom, daar's water, wat verhinder my om gedoop te word? En Filippus sê, as u glo met die hele hart, is dit geoorloof, en hy antwoord, ek glo dat Jesus die Seun van God is. Wow, hierdie is amazing. Wie wandel het my dink? Het laat my dink, daar's baie mense wat die Bybel lees, maar hulle verstaan dit nie. Jy is reg, ek was een. Ek het baie my plig gepleeg in die aande, vinnig maar net psalms, 'n bietjie Spreuke, lees daar 'n lekker stukkie, bring die Bybel, kan dit net bietjie lees, en dan raak ek so half in die slaap. Verstaan ek nie, hoekom? Want hierdie boek was vir my 'n strafboek, het was 'n wetboek. Ek was heeltyd in die moeilikheid. Jy sien, ek het alles gelees, maar ek het die outeur van die Bybel nie geken nie. Ek is so dankbaar, die Here my oë oopgemaak het, dat iemand my ook gehelp het,
dat God iemand gestuur het om my oë oop te maak, om te kan verstaan. Want so lief het God vir Dawie gehad, dat hy iemand gestuur het, dat ek die woord kan verstaan. Wat 'n mooi storie. Ek wil jou vanmôre bemoedig. Waar kom hierdie Filippus vandaan? 'n Engel het hom gestuur. Miskien is jy dalk die engel, wat God wil gebruik, om die woord vir iemand te gaan oopbreek daar buite. Want as ons dit nie gedoen nie, gaan hulle verlore wees. Glo my, as ek en jy nie die woord gaan oopbreek en tyd gaan maak, en jy met jou roeping of jou bediening begin nie, gaan baie mense in ewigheid ingaan sonder die Here. Want hulle verstaan dit nie. Eendag het iemand gesê, die Bybel is so eenvoudig, dat slim mense verdwaal daarin, maar kinders kan dit maklik verstaan. Dankie Here, dat ek so klein bietjie van daai groot waarheid verstaan. Kom ons bid saam. Dankie Here vir 'n Vrydag, dankie dat ons geseënd is, dankie dat ons die woord kan verstaan. Ek bid Here, as daar iemand is wat nie die woord verstaan nie, dat U 'n engel sal stuur, 'n persoon sal stuur, om hulle te help, om die woord te kan oopbreek. Ek seën elke persoon vandag oor hierdie naweek. Ek bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. 'n Geseënde dag lê vir jou voor. Jou beste is op pad. En weet dat Jesus jou so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het, omdat hy absoluut in jou geglo het. Totsiens, tot Sondag toe.